Goeiemôre. Dit is baie lekker om so saam met julle te aanbid. En eers al die tegnologie agter mekaar kry. As hy. Dis so lekker om volgens saam met julle te kuier. Soos Johan gesê het, as jy saam met ons kuier net, ek weet nie soos van die mense wat net vir vandag hier is, maak jouself tuis. En ons hoop regtig dat die woord van die Here volgens jou hart gaan seën en ek weet dit sal. So terwyl ek hierdie voorberei, it never gets old. It never gets old. Vanoggend terwyl ons hierdie song sing, van hulle is al wat 10 jaar oud, 8 jaar oud en ek sê net vir myself, it never gets old. Die goeie nuus van Jesus Christus raak net nooit oud nie. So Johan vanoggend gesê het, dis opstandingsoggend. Ons vier dit, Romeine 6 kom vat dit so mooi saam en hy sê vir ons dat ons is saam met Christus aan die kruis vasgeslaan. Ons is saam met hom in die graf en ook as dit dan beteken dat ons saam met hom gesterf het, beteken dat ek en jy het dan nou ook saam met hom opgestaan en het ons 'n nuwe lewe. As ons dan deel in sy dood, dan deel ons ook in 'n nuwe lewe saam met hom, 'n lewe van oorwinning. En in die laaste paar jaar van my lewe, dit was hoe kan ek sê, dit was altyd vir my mooi geweest as kind. As Paasnaweek opgekom het en weet dan het ons Passion of the Christ gekyk of so tipies, of was altyd iets op TV om te kyk en jy het Jesus bewonder vir wat hy deur gegaan het en jy het hom aanbid en jy het dankie gesê. En dis omtrent waar dit gestop het, maar in die laaste paar jaar van my lewe het ek ontdek dat die lewe na die kruis, die oorwinnende lewe maak my meer excited om te weet dat ek is ingesluit in Jesus Christus en het ek 'n lewe van oorwinning. Ek sal hom ewig dankbaar wees dat ek nie daar hoef te gehang het nie, maar meer dankbaar vir die feit dat ek saam met hom in hemelse plekke sit en saam met hom regeer oor die werke van die vyand. En dit is wat op die Bybel se voorkant staan, goeie nuus. Amen. Amen. Stamp net uit die ou langs en sê vir hom, dit is goeie nuus. Alright. So wat is die rede vir alles hierdie? Ons jaar tema draai om die konsep van known by his love. Maar wat is die rede vir die feit dat Jesus na die aarde toe sy gekom het, homself aan 'n kruis vasgenaal het en op die 3de dag opgestaan het? Dit som ons op in een woord, liefde. En ek wil julle vat na 'n welbekende skrifgedeelte. Jesus en Nikodemus is daar so besig om in 'n diep gesprek in te gaan. En is asof Jesus in daai oomblik net vir Nikodemus sê, kyk in my oë en luister mooi wat ek nou vir jou gaan sê. En dan quoteer hy vir hom hierdie gedeelte. En almal ken dit. Julle kan vir my opsit, hy sê, "For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Die rede dat Jesus op die kruis gehang het, in die graf ingegaan het en weer opgestaan op die 3de dag, is die feit dat hy 'n krag gehad het wat hom gedryf het en daai krag se naam is liefde. God homself, liefde het hom gedryf na 'n plek waar hy net passief was en gesê het, "Hoor ek is lief vir julle en dis waar dit gebly het," maar hy het hom gedryf na 'n stap van aksie. So ek wil net vanoggend as 'n intro tot waaroor ons gaan praat vanoggend, gaan praat oor die graf en die feit dat hy leeg is, maar hoekom kuier ek en jy nog so gereeld by ons eie grafte? En ons gaan nou daarby kom, maar wil ek wegspring vanuit 'n plek van liefde en wat liefde nie net vir ons kom doen nie, maar deur my en jou kom doen. So, kom ons breek bietjie hierdie vers op. Johannes 3 vers 16. Hy sê, "So lief het God die wêreld gehad." Hy begin nie deur te sê dat God het die wêreld lief gehad nie. Ons het mekaar ook so lief, né? Daar's 'n ekstra woordjie wat hy ingee wat by sê, dis so lief. Het jy al ekskuus vir met my tong so hakel vanoggend, hy gaan nou loskom. Dis nog vroeg in die oggend vir hierdie ouetjie. Gewoonlik hier by 10:00 dan pik hy eers by. Okay, so vra my spanmaats wat saam met my werk. Hulle weet, Marius se kantoor is toerig hier tot by 10:00 dan ontwaak ek uit my cave uit. Okay. Maar okay, so hierdie tong gaan nou bypik. Maar daar's hierdie woordjie. Hy sê sou. God het die wêreld so lief gehad. Het jy al 'n ouer ontmoet wat sy kind nie net lief het nie, maar so lief het? Vir die wat julle nie weet nie, ek het van 2006 tot 2014 hierso gewerk as aanbiddingsleier. Dit was my baie lekker geweest, net gevoel daar's 'n draai van seisoen, geskuif na 'n ander gemeente en dit was in Brakpan. Die pan
Daai amen is van 'n panner. Okay. En hy is deel van ons gemeente. Werk jou paspoort nog? Hy werk. En nou op daai stadium was Linke 3 jaar oud. So hy het nog nie sport gedoen nie, né? In elk geval ek gaan toe soontoe en ek dink dit sal nice wees om saam met ons jeugpastoor daai tyd O'Neil saam met hom na die skole toe te gaan. En ek gaan dis nou nadat ek die mense ontmoet het en hulle was so vroom soos julle wat volgende hier voor my sit en nie die beste voetjie voor sit. Ek sit ook die beste voetjie voor op 'n Sondag, glo my. In elk geval, toe ek daar langs daai veld aangestap kom, dis daar een van ons gemeentemamas wat haar kind nie net lief het nie, sy het hom so lief. Alright. Dan gaan sy, ja, seun, gaan, ja, en dan skree sy en hardloop sy op en af. Die ouers moet uit hierdie pad uit en die ref loop deur en al die ander ouers loop deur, want hoekom? Hierdie vrou het nie net haar kind lief nie, sy het hom so lief, daar's aksie betrokke by haar liefdesdaad. En dit ek daardie dag besluit, ek gaan nie so wees nie. I'm not going to be that. Ek gaan nie daai ouer wees nie. En net verlede naweek, toe ek so lekker afnaweek gehad het, het ek my dogter gevat, Linke, op haar netbaltoer. Man, en ons noem vir, Linke is die ballerina aan die span. Alles wat sy doen is grasieus, en sy vou so dubbel, sy spring. Dit is so mooi. Sy is soos 'n slapchip daar in die lug, en die bal kom toe, na haar kant toe, en op daai oomblik, ek weet nie waar sy vandaan kom nie, kom sy hier van die kant af, sy is hulpdoel, moeder help my, hulpdoel. Maar sy verdedig, sy kan net so goed 'n verdediger gewees daar aan die kant, aan die ander kant van die baan, maar sy spring, sy vou dubbel soos 'n slapchip en so grasieus. Vang sy daai bal en toe sy val, toe sy weet nog een voetjie, jy weet mos, né? Gooi sy die bal vir die doel. Sy hardloop om duisende kinders wat daar is en daar gaan staan sy en sy staan reg, sy vang die bal. En in daai oomblik, né, dis trane, dis goosebumps, dis alles wat hier binne in my opstaan en ek word die persoon wat ek nie wil wees nie. Ek skree: "Ja, Linke! Ja! Papa se kind!" Sy aard na my. Ek het my kind so lief. Die woord so voor die woord liefde in die Grieks is houtos. En dit beteken, dit beskryf die intensiteit, die manier waarop jy lief het. Dit beskryf tot die uiterste waarna die persoon gaan. Dit beskryf die dryfkrag. Dit is nie 'n passiewe liefde nie, maar dit is 'n dryfkrag wat jou dryf om iets te doen, nie net om passief lief te hê nie. En dan sê hy, so lief gehad, dis die woord agapao. Dit kom van agape af. En hy sê, dis 'n werkwoord vir goddelike, onselfsugtige liefde. Man, so lief. Gaan my seun, gaan my dogter, ek het jou so lief. 'n Doelbewuste besluit van die wil om die beste vir die ander persoon te gee. Dit is 'n aksie om my dis 'n aksie om my liefde in aksie te sit. So lief het God. En dan kom hy by die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad. Wat beteken die feit dat God die wêreld lief gehad het? En Paulus beskryf dit baie mooi vir ons in Romeine 5 vers 6 tot 8. When we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Ek moet my asem terugkry. Hy netbal was nou woes. For scarcely for a righteous man will one die. Yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. Kom ek verduidelik dit so. Ek sien 'n paar mense wat bietjie ouer as ek, so julle heel moontlik, okay, dis my ma se ouderdom, 71. So julle het geskryf vir die Bee Gees en Elvis Presley. Onthou julle daai tye en Neil Diamond, wie sal nog? Cliff Richard, wie het dit gesê? Oom, jy mag. Ek wil nou net sê, Jacques, as dit jy was, joh. Maar oom Tannie, kan julle onthou daar was die video's wat hulle van Amerika vir ons gewys het, van die meisietjies, hulle het so voor in die ry gestaan, hulle so ja,
gehuil en het flou geval. Daai dames, en vandag is dit Justin Bieber. Wie is die mees onlangste? Ek is nog by Justin Bieber. Boone, nou so Boone dude, die help my, Mishke se dogter. Maar in elk geval, as jy na hulle shows toe gaan, dan voel jy om te fyn, en in jou hart voel jy, sorry dames, is nou meer julle, die mans, ek glo nie ons is daar nie, tensy dit nou, ek weet nie, I don't know, ek weet nie, ek ken nie meer die mense wat sing nie, maar in elk geval, hierdie groep dames, was bekend gestaan as groupie, 'n groupie. Weet julle dit? Dit was nie vir my, dis niks vir my. 'n Groupie. En wat hierdie groupie behels is, hulle is behep, hulle liefde is gefokus op die persoon vir wie hulle aanhang en sê, man, ek sal môre met jou trou, gee my net die geleentheid, ek sal alles doen wat jy wil hê, maar ek sal enigiets doen om saam met jou te wees vir die res van my lewe. En dan ek as 'n pa, sê nou maar as Linke, en ek sien Linke is nou behep oor as Justin Bieber, ek weet nie wie nog nie is nie, maar in elk geval, hier kom sy by die huis, die show, en papa, die trane loop, en sy goosebumps, en uiteindelik wag hy dat sy net tot rus te kom, en dan sy wil sê, Linke, jy weet, Justin Bieber voel nie dieselfde oor jou nie. Inteendeel weet hy nie eers wie jy is nie. Kry jy die prentjie? God so loved the world. En dit is die mooi van God se liefde. Known by his love. Dis die mooi van God se liefde. Hy het dit geweet. Hy het geweet dat daai persoon, die persone op aarde, ons is heiliglik 8.3, nou moet ek dit mooi sê, want ek het ook te verkeerd gehad, maar ons is miljard. Apparently is miljard en biljoene dieselfde ding, in Engels, in die Engelse terme. Okay, ek in die internet het verskil gister, maar ons het mekaar toe nou verstaan, maar in Afrikaanse, en die stelsels wat ons gebruik van tel, is dit miljard. Gaan figure dit uit vir julle self, maar dis regtig so. Okay, is ons 8.3, maar elkeen van ons het God verskriklik lief. Elke persoon het 'n afdruk, het 'n stem, het 'n oog wat anders lyk en anders klink, en is God verskriklik lief vir ons. En hy het geweet, nie almal gaan respond op hierdie asemrowende liefde van hom nie, en het hy gesê, ek is okay daarmee, want dit is wie hy is. Liefde is nie iets wat hy net gee nie, liefde is nie iets wat hy beoefen nie, hy in sy wese is liefde, en hy sê, ek is okay daarmee. Hy het nie jou toestemming nodig vir hom om jou lief te hê nie. Dan sê hy, dan gaan hy verder, dat wie ook al in hom glo, that they will not perish. Die Griekse woord kom gee vir ons 3 verduidelikings daarso, en ek weet in ons westerse kultuur, dan dink ons dadelik aan die hel, dat ons nie sal hel toe gaan nie, maar in die Joodse kultuur, gaan doen bietjie jouself die guns en gaan lees bietjie, maar verstaan hulle die konsep van om nie te vergaan nie, is 'n nou ook. Dat jy nie nou sal vergaan nie, dat jy nie nou agterwees sal bly nie, dat jy nie nou 'n substandaard lewe sal leef nie, maar dat jy everlasting life sal hê, dat jy ewige lewe sal hê, but have eternal life. Dis die hoogste vorm van lewe, geestelike lewe, a God kind of life, a Zoe, die woord vir wat die Grieks daarso is Zoe, wat beteken a present life of grace and a future life of glory. Dit praat van 'n lewe van kwaliteit. En dit alles as gevolg van 'n leë graf. Johannes 9 vers 4 Johannes 4 vers 9 tot 10 sê, God het vir ons gewys hoe lief hy vir ons is, toe hy sy seun na die wêreld gestuur het. Liefde het hom gestuur. Liefde het hom laat bly aan die kruis. As hy kon hy 'n legioen engele geroep het, kon hom van die kruis afgehaal het, maar liefde het hom aan die kruis gehou, en liefde het hom laat opstaan die 3de dag uit die graf uit. Liefde het hom gedryf uit die graf uit, en selfs nie eers die dood kon God se liefde, kon God se liefde, Jesus Christus in die graf laat bly nie. Liefde het opgestaan uit die graf. Die kruis wys hoe ver sy liefde sal gaan, die leë graf wys vir ons hoe sterk daardie liefde is. Die liedjie wat ons nou gesing het, forever, wat sy naam?
Yes, forever is sy naam, dankie. Forever, dis presies wat hy sê. Hy sê op die 3de dag het sy liggaam begin beweeg en liefde was die dryfkrag vir dit. Maar wat is die vraag vandag, wat glo jy oor liefde vandag? As dit die waarheid is, dat God in so extravagant manier sy liefde op ons kom uitstort en dat dit beteken dat ons 'n Zoe, 'n God kind of life kan leef, waarom is die meeste van ons, of baie van ons, kom ek sê eerder so, dan nog so baie by die graf en boer ons by dinge van die verlede? En wil ek jou vanoggend vat op 'n reis van vier grafte wat ek en jy in ons lewe besoek, en wil die Here jou, soos wat hy by Lazarus gestaan het en sê, Lazarus kom uit, wil hy vanoggend in jou geestelike lewe kom inroep en jou kom wakker maak vir die waarheid van die krag van sy liefde. Dat sy liefde nie passief is nie, maar dat dit 'n kragtige werkwoord is wat jou kom haal uit jou omstandighede uit en jou kom belyn met die ewige waarheid van 'n nuwe lewe in Jesus Christus. So vanoggend sit jy dalk hier en jy sit stil by 'n graf wat bedoel daar's seer kry in jou lewe, daar's teleurstelling, die effek van fisiese siekte in jou liggaam en alles wat daarmee saamgaan. Moedswillige sondes, dalk sit jy en jy voel, man, ek kan hierdie goed oorkom nie. Daar's dalk skuld, daar's skaamte, daar's seer en wil God jou vanoggend aan die hand kom vat en uit daai graf kom uitlei, want hoekom? Jy hoort nie daar nie, die graf is leeg, jy hoort aan die regterhand van die Vader, dis waar jy is, 'n regmatige plek en jy sit aan die regterhand van die Vader, maar baie van ons in ons lewe, doelbewustelik of nie doelbewustelik nie, sit nog steeds by 'n graf. Die eerste graf is 'n graf van verlies. Noem dit wat jy wil. Verlies van 'n persoon dalk in jou lewe, 'n geliefde, verlies van mense wat by jou gesteel het, verlies van you name it wat jy wil. Seer kry in die lewe. Ek praat van emosionele verlies in jou lewe. Nou daar's so 'n weduwee. En hulle in die Bybel wys hulle na as die weduwee van Nain. Lukas 7 vers 11. En sy is besig om by die dorp uit te stap en die begrafnisstoet in ons Afrikaanse woorde is besig om uit te lei. En sy's hartseer, want dis nie net die eerste keer wat sy dit doen nie. Dis haar enigste seun wat hulle besig is om uit te dra op pad na die graf toe. Maar dis nie die eerste keer nie, dis 'n tweede keer. Dalk dieselfde pad wat sy stap, want haar man, sy's 'n weduwee, hy's ook oorlede. En nou is dit haar enigste seun, sy's hartseer, sy's broken. Sy voel dat die lewe by haar steel. En min weet sy, Jesus het nou net van 'n bootjie afgeklim en hy's op pad. En soos wat hulle besig is om uit te stap, kom Jesus en sy disippels en die Bybel sê 'n groot groep mense kom aangestap en die oomblik toe Jesus haar sien, sê die woord van die Here, het sy hart uitgegaan na haar toe. Hy het gevoel hier aan die binnekant dat hierdie vrou dra swaar, hierdie vrou is gesteel van en stap hy na haar toe. En die eerste ding wat hy vir haar sê, sien sy liefde, kom maak 'n stuk compassion los binne in sy hart, maar dan los dit hom nie daar nie, die liefde wat hierso binne hom is, spat hom na 'n plek van agapao toe, 'n liefde wat in werking kom, en dan stap hy na haar toe, en die eerste ding wat hy vir haar sê is, moenie huil nie. Nou in daai moenie huil nie, ons weet dat as God hierso met ons kom werk, is dit bonatuurlik, en in daai oomblik kom spreek hy haar hartseer aan, hy kom spreek haar verlies aan, dit wat haar kwaad maak en moeg maak, kom spreek aan, en hy sê, vee jou trane af, want jou tyd van redding het gekom, en dan draai hy weg, en dan doen Jesus die volgende ding. Ek weet nie wat Jesus, maar hy het iets vir die Jode probeer wys, hy kom en hy vat aan die draagbaar waarop die lijk lê, dat beteken, nou sy 7 dae onrein, moet hy allerlei rituele doen, maar hy vat aan die draagbaar en sê, stop, hou stil, en daar in die middel van die straat, nou imagine, jy is op pad werk toe, en hier is 'n ou, en hy stop die lijkswaal en sê, wow, ons gaan nou eers bid, hierdie moet uit die dood uit opgewek word, man, dit sal jou omkrap, né? Maar Jesus, hy stop die hele verkeer, en hy sê vir die seun, staan op, word lewendig. En in daai oomblik beleef hierdie vrou iets wat uit die dood uit opstaan. Nie net haar seun wat uit die dood uit opstaan nie, maar 'n belofte. Julle moet nou weet, sy's 'n vrou, en in daai tyd daar's niemand wat vir haar gaan kyk nie. Haar man is dood, haar seun is nou dood. Daar's nie 'n manlike figuur wat meer haar na kan kyk nie. Sy is nou
alleen. Jesus kom doen vir haar iets ver groter as die wonderwerk van 'n seun wat uit die graf uit opstaan. So haar graf vir 'n oomblik was alleenheid, bedroefheid en die feit dat sy heel moontlik gaan uitgeskei word in die samelewing. En kom Jesus en spreek daai graf aan en hy sê vir haar, kom uit jou graf van bedroefheid uit en word genees in jou binneste. En dalk sit jy vandag hierso, soos ek sê, mense het jou leed aangedoen. Mense het gesteel, daar's verlies in jou lewe, vir wat se rede ook al. Kom spreek God in hierdie oomblik aan. Hy sê jy hoort nie meer in die graf van verlies nie, maar hoort jy in hemelse plekke saam met hom. Kom spreek hy vervolgend in jou lewe aan en sê kom uit jou graf van verlies uit. Dis donker, dis alleen. Kom sit saam met hom in hemelse plekke. Die tweede graf wat ek volgens julle wil heentoe vat is die graf van dit is te laat. Dit is te laat. Ons ken die storie van Jairus, Markus 5 vers 21. Jairus kom aangehardloop by Jesus. Hy sê Jesus, my kind is baie siek. Kom bid asseblief saam met my vir my dogtertjie. Hy het haar so lief. Hy het tot die uiterste gegaan om sy kind by Jesus uit te kry. En sy lê siek en die Bybel sê Jesus het dadelik saam met hom gegaan en saam met hom geloop en daar het 'n skare saam met hulle gedrom want hulle wil by Jesus wees. En in die skare, ken die storie, is daar 'n vrou wat ly aan bloedvloeiing. Sy het net so 'n groot behoefte om deur Jesus aangeraak te word en sy kruip daardeur. Ons het onlangs oor dit gepreek, ek en Johan, maar in 'n geval is sy daardeur en sy gryp die soem van Jesus aan en die dringendheid in Jairus word gepos. Nou as Jairus enigiets soos my oupa Gawie was, het hy gesê Jesus, ek het tyd, maar is min. Ons moet beweeg. Kom, ons moet beweeg, ons moet aanstap. Maar vat Jesus daai oomblik en hy genees die vrou en in daai oomblik is daar iets wat gebeur, iets wat skuif in Jairus se geloof. Hy sien die compassion waarmee Jesus Christus hierdie vrou bedien en hy sê vir ek veroordeel jou nie. En hy stuur haar heen en dan kom die boodskap terwyl hy nog met haar praat, sê die Bybel, kom die boodskapper sê los Jesus, jou dogtertjie is oorlede. En dan draai Jesus na hom toe en sê moenie vrees nie. Hou net aan glo. Man, ek weet nie van jou nie, maar dit krap my ratte verskriklik. As mense sulke cheap woorde wil sê, hoor nou mooi wat ek sê, veral as mense deur donker tye gaan, in ons berading is ons versigtig vir wat ons sê. Ons sê nie cheap woorde van, hou net aan glo nie. Wat moet ek doen om meer te glo? Moet ek meer Bybel lees? Moet ek bid? Moet ek op 70 dae vasgaan? Wat moet ek doen, sodat ek meer kan glo? Daar's niks wat ek kan stuur in die binnekant, 'n magical potion of iets vir my, om meer te glo, sodat daar iets magical kan, of 'n wonderwerk in my lewe kan gebeur, net hang ons af van die Here af, of wat nou? Hoor julle my dilemma? Hier sê Jesus vir hom, hou aan glo. In Galasiërs 5 vers 6 kom Paulus, en hy sê die volgende, wat egter wel belangrik is geloof wat deur liefde dade word. What fuels faith? Love. As ek verstaan hoe God my liefhet, dan staan ek onwrikbaar op sy woord en glo, al gaan dit finansiëel moeilik. Al voel 'n mens baie keer alleen, dan staan jy nie op wat mense dink of wat mense sê nie, maar jy staan op die feit dat God jou liefhet en dit is genoeg. So loved. I am so loved en dit is genoeg. Nou sê Paulus, geloof wat deur liefde dade word. Geloof kan nie operate as daar nie liefde is, soos petrol op vuur nie. Love fuels faith. So ek weet nie of Jesus as prins was met die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, maar daar's Jairus, sy kind het sopas gesterf. Maar wat het Jairus nou net beleef? Hy het beleef hoe God 'n vrou gesond maak en genees en bevry van siekte. En hy sien die liefde waarmee Jesus hierdie vrou bedien het, en in hom stir dit geloof. Love fuels faith. En dan ken ons die storie verder, gaan Jesus en hy sê vir die dogtertjie, nou Opie Koemie, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En dalk sit jy in 'n graf in hierdie oomblik en jy wonder, is dit te laat vir jou om sekere goed te doen in die lewe? Is dit te laat, of jy voel dalk, dit is te laat om te vergewe, jy voel dalk, dit is te laat om X, Y en Z te doen in jou lewe, maar dan kom God vir jou en sê, dit is nooit te laat nie. God is altyd
op tyd. Hy's nooit te vroeg nie, hy is nooit te laat nie, but he's always on time. Love fuels faith. Kom in sy teenwoordigheid. Kom in 'n spasie waar jy sy liefde weer herontdek van I am so loved. Ons kom by die derde graf en ons ook 'n welbekende storie van Lazarus. Maar ek wil kom stil staan by die feit dat hy het siekte gehad. Martha en Maria stuur 'n boodskap en sê Jesus, kom asseblief. Lazarus is baie siek. Jesus is net 3 kilometer weg. En lees bietjie daarso. Net 3 kilometer weg. En wat doen Jesus? Hy daag 4 dae te laat op. Ek meen as ek vinnig loop, 3 kilometer Johan, 5 minute? 10 minute. Het ek 10 minute, het ek 11 minute. Hierdie mooi lyf. 10 minute, 11 minute. Hoe lank sal dit vat? Come on. Julle onderskat my. Dan kom Martha en seker maak vir my feite. En sy spreek Jesus aan en sê, Jesus, as jy net gekom het, dan was my broer nie nou dood nie. Dan was Lazarus nie nou dood nie. Hoekom het jy nie net gekom nie? Jy's 3 kilometer weg. Kon jy nie gekom het nie? En dan het Jesus en sy, kyk my in die oë oomblik, en Jesus kom maak 'n stuk waarheid, 'n stuk ewigheidswaarheid los, 'n so lief waarheid, kom maak hy los oor haar, en hy sê, in vers 25, Johannes 11 vers 25, Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? Glo jy dit vandag, dat Jesus Christus, dit maak nie saak wat met hierdie liggaam van ons gebeur nie, die liggaam en die siekte van die aarde wat ek en jy beleef, kan een ding nie doen nie, dit kan die liefde en die lig en die lewe wat Jesus Christus deur die kruis vir ons kom gee het, niks aan doen nie. En staan ek en jy in 'n ewige waarheid, staan ek en jy in 'n ewige posisie van liefde en verhouding en herstel met God. Al sterf hierdie liggaam, al gaan hy agteruit, weet ek, daar is niks wat hierdie liggaam, wat hierdie gees van my kan aandoen nie. En wanneer daai waarheid gevestig word, gaan staan Jesus voor die graf, word hy bewoe in sy binneste, steek sy hand uit en praat met 'n sterk stem en sê, Lazarus, kom uit. En Lazarus kom uitgestap met sy doeke, en dan sê Jesus, maak hom los. En vir jou wat vanoggend hier sit, met fisiese siekte in jou liggaam, en dit lyk nie vir jou goed, of dis iets waarmee jy struggle, en dit wil jou moed kom breek, wil ek vir jou sê, glo net. Love fuels faith. Die Here is getrou, amen. Hy is dieselfde God van gister, en wat genesings gedoen het, en hy is dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef in my, leef in jou, en is dit nog steeds vir God moontlik om wonderwerke te doen. Die laaste een is moedswillige sonde. Graf van moedswillige sonde. En ek sê dit nie vanoggend om vinger te wys nie, maar as 'n jong seun het ek stil gestaan hierby. Nadat ek die waarheid geleer ken het, het ek stil gestaan by 'n graf van moedswillige sonde. En ek ken die pyn, ek ken die seer, ek ken die skuld, die skaamte en die seer wat daarmee saamgaan, en die feit dat jy soos 'n graf hier in die binnekant voel, en dit vir jou voel, jy kan nie vooruit gaan in die lewe nie. Maar daar was 'n Lazarus oomblik in my lewe, was so 20 jaar oud, amper 20 jaar oud, jaar 2000, waar ek 'n Lazarus oomblik gehad het, en God my gevat het na 'n plek, waar ek hom intiem leer ken het, en besef het, dat Romeine 6 sê vir my, dat ek is nie meer langer 'n slaaf van sonde nie. Dis nie meer langer wat oor my heers nie, maar in die naam van Jesus Christus, in die dood en opstanding van Jesus Christus, heers ek oor sonde. Is daar 'n nuwe lewe, 'n stuk autoriteit wat binne in my lewe, en het ek absolute autoriteit oor die werke van die vyand, graf en hel. Is dit nie vir jou goeie nuus vanoggend nie? Amen. En die Here wil jou kom roep vanoggend en sê, kom uit, jy hoort nie in daai graf nie, jy hoort saam met my in die hemelse plek, en nooi die Here jou om in hierdie oomblik saam met hom te kom sit in hemelse plekke. Liefde van God is bemagtigend. Die liefde van God heers in ons lewe. Dit vat ons na 'n plek van oorwinning. He will love you into victory. En nou wil ek weer vir jou Johannes 3 vers 16 kom lees. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes him shall not perish, but have eternal life. Dis nie 'n lewe vir eendag nie, dis 'n lewe vir nou.
eternal life. Zoe, a God kind of life. En dan wil ek afsluit met hierdie skrifgedeelte, Romeine 8, vers 28 tot 39. Paulus skryf daar, ons is so skape wat geslag word, dit gaan roffie by ons. Dan skryf hy die volgende, vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oor, deur hom wat ons lief gehad het. Liefde, vat ons na 'n plek van oorwinning, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordighede, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is, ons Here is nie. Man, this is good news. Dalk sit jy volgende en jy stoei met depressie, jy stoei met 'n stuk verlies, jy's kwaad vir die lewe, dit maak jou moeg, jy's uitgebrand in jou binneste, dalk voel jy dit is te laat vir wat ook al in jou lewe, dalk het jy fisiese siekte in jou liggaam, jy dra dit al vir lank en vra God vir 'n wonderwerk, dalk is daar moetswillige sonde in jou lewe en jy sê, Here, ek is moeg om hierdie las self te dra, dan wil ons vanoggend as gemeente, as leierskap, wil ons vir jou kom bid, en dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, is vanoggend teenwoordig hier so. Hy leef in my en hy leef in jou. En wil ons vanoggend as span vir jou kom bid. En ons gaan nagmaal gebruik. En soos wat die worship team ons gaan bedien met hierdie song wat sê He has done great things. Ons het hom Vrydagoggend ook gesing, Donderdag aand ook gesing, en terwyl ons dit sing, beleef ek so, man, he has done great things. En as hy nog betroubaar, is hy nog die een wat great things kan doen vandag vir jou. Wil ek jou nooi, en selfs as jy iemand in jou familie het, waarvoor jy wil kom staan volgend hier voor, terwyl die res van die gemeente gaan nagmaal gebruik, kom staan hier voor, en ons gaan, ek en Justin, en ons leierskap, en Johan en Renée, ons gaan saam met jou gebed, en God vertrou vir deurbraak in jou lewe, vir wat ook al jy die Here voor vertrou, amen. Amen, so ek wil jou uitnooi, stap deur en gaan gebruik volgende hierdie nagmaal en sê, dankie Here, that you love me so much, I am so loved, en dat jy ingesluit is by die nuwe lewe in Jesus Christus, opstandingskrag wat in jou lewe, en as jy volgende gebed wil hê, kom staan hier voor, ons gaan saam met jou 'n gebed doen, amen. Dankie worship team.